van u wat hier sit vanoggend het vir my preek gegee vanoggend in hierdie kerk. Ek het nie 'n woord met jou gepraat nie, jy het vir my preek gegee want ek het jou gesien. Ek het jou gesien loop in die winkels en ek het gesien hoe tevrede is jy met dit wat jy gedoen het en hoe jy gegaan het en hoe jy gestap het. Nee, Sandra, Erasmus, daar voor Woolworths verby. Toe sit ek en my vrou, ons eet ietsie vinnig daar by die koffieplek, net so oorkant Woolworths se ingang, en ek sien daar kom Sandra verby, ek sê vir my vrou, daar Sandra, sy het kom shop. En net daar val vanoggend se preek koem. En hier is die titel van my boodskap vanoggend. Hier is die titel van my boodskap vanoggend, kyk wat sê hy. Vat hom Erasmus. Ons gaan nou offerande opneem. Ek wil vra dat die broeders, u ken my, ek preek nie geld nie, asseblief. Dit weet u nou al. Maar ek wil vanoggend iets spesiaals met die offerande doen. Ek wil vra die broeders die sakkies kry en gaan staan op hulle plekke. Ons gaan 2 offerandes opneem. Wow. Niks deurgee nie. Moenie vir iemand 'n sakkie gee nie. Ons gaan 2 offerandes opneem. Die tweede een. So jy moenie nou jou geld uithaal nie. Maar hierdie is deel van my boodskap. Want jy sien wanneer jy offerande gee. En ek is so dankbaar teenoor die Here vir mense soos u met ware, goddelike, geestelike integriteit, wie u tiendes en die offerandes bydra aan die gemeente. Want hierdie gelde wat inkom, betaal die elektrisiteit, laat die ligversorging loop, sorg dat u heerlik lieflike koekies en goedjies kan kry, sorg dat u pragtige mense het, wat in die tuine werk met pragtige tuine, sorg dat hier pragtige instrumente kan wees, al hierdie dinge, en ons is so opreg dankbaar daarvoor, en ons waardeer u uit ons harte uit vir dit. Ons gaan nou 'n groter offerande as dit opneem. En ek wil hê jy moet die sakkies deurstuur, maar vanoggend besluit jy, wat jy in hierdie sakkie wil gooi, jou ore, jou oë, jou mond of jou tong, of jou hart. Stuur die sakkies deur. Stuur die sakkies deur, dankie. Gooi in jou ore, jou oë, jou tong of jou hart. Gooi hom in. Gooi hom in, is deel van my boodskap. En as u voel, u wil na die tyd met my beklei, maar nie my beklei nie, beklei met Sandra. Beklei met Sandra. Halleluja. Maar, as 'n mens winkels toe gaan, dan gaan jy eers by die lekker plek verby. Kan jy maar vir iemand 'n lekkertjie gee wat een wil hê? Stap net so uit en deel uit vir iemand. He's got the gift of the gap. Dankie, u stuur dit deur. Het jy almal ingegooi, gooi ruim in. Jou ore, jou oë, jou hart, jou tong. Tinus, wat het jy ingegooi? Dis my suster se seun. Hy het sy hart ingegooi. En nog iemand sê, wat het jy ingegooi? Suster. Haar hart. Wie het nog iets ingegooi? Tannie Kennery. Jou tong. Tannie Silly. Nee man, jy met jou ore, jou tong of jou hart, vat die sakkie terug na haar toe. Vat die sakkie terug na haar toe. Het sy hart ingegooi. Antoine het sy hart ingegooi en hy hou die sakkie daar by hom. Goed. Goed. Baie dankie daarvoor. En nou, moenie dit gaan tel nie, broer Johnny. Nee, hierdie gaan nou die tweede offer. Broer Johnny wil dit gaan tel. Ons gaan nou weer die offer, ons gaan nou regte offerande opneem.
Ek gaan nou regte offerande opneem. Dankie broers en dankie elkeen wat saamgewerk het. Ek gaan nou vir u in die boodskap verduidelik wat ek wou gedoen het terwyl julle wonder wat gaan aan. Ek praat met 'n suster vanoggend voor diens. Ek kry 4 van hulle hier in die saal. Nie susters nie, 2 susters, 3 susters en 'n broer. Ek kry hulle, ek sê vir hulle, weet julle as ek nou julle so kyk en ek sien julle 4 wat hier staan en ek moet 'n gemeente gaan begin van vloervlak af. Vloervlak. Dit was nou Karlien, Carolie, Lianey van Peer, kinderkerk prinsipaal se dogter en Liep. Nou bless that church, maar nietemin Liep het ook daar gestaan en ek stap na hulle toe en ek groet hulle en ek sê as ek nou 'n gemeente moet begin dan kies ek julle 4 want ek weet Karlien jy sal die dames en jy sal die dames se finansies en al daai dinge sal jy baie goed hanteer. En ek sê vir Carolie, ek weet sy sal vir almal bid en al daai wonderlike dinge want dis die dinge wat sy doen, nee, die goedheid self. En ek sê vir Lianey, jy sal vir ons die kinderkerk begin en ek sien sy is ook sommer bereidwillig, soek al 'n plek waar ons gaan begin, nee. En ek sê vir Liep, jy sal die kerkraad reël, jy sal die offerande reël en toe ek sê offerande, toe gaan sy oë aan. Toe sy baie tevrede, hier's geld. Nee, Liep, dit werk nie so nie. Maar hoe dit ook al sê, kom ons neem 'n pragtige offerande op, vanoggend onder ons gemeente, dankie broeders, u kan die sakkies deurgee, en nou gooi u regte offerande in. Nou gooi u, dankie weer eens vir u bydraes. Ons het so min tyd altyd om vir mense dankie te sê, maar u is die rede oor hoekom u in 'n kerk is waar dit skynbaar alles baie gemaklik en baie gerieflik loop. Daarom is ons dankbaar en ons waardeer u uit u hart uit. Moet nou nie jou ore uithaal en jou hart weer uithaal en so meer nie. Hierdie is die regte offerande. Mag die Here vir u baie ryklik seën daarvoor. En ons gaan vanoggend winkels toe. Madeleine daarby by die huis, toe my vrou sê ons moet ry, toe sê ek ja, ons gaan winkels toe. Toe sê ons gaan kerk toe. Sê ek vir ek's nie lus vir kerk nie, ek wil winkels toe gaan. Toe trek ek nou so 'n bietjie haar been. Maar nou ja, ons gaan nou winkels toe. En ek het by myself gedink, terwyl die gedagte van koop so by my opkom. En Werner het dit bevestig deur die woord wat hy gesê het, wat die Here ons aangeraai het om te kom koop. Maar ek wil vir u so 'n bietjie vat deur God se winkel. Sê nou ons sou ons naam hiervoor verander het. Nie meer lighuis nie, maar ons maak dit God shop. As mense hier inkom, because this is God shop, wat gaan hulle hier kry? As hulle deur die rakke stap, wat gaan hulle hier kry? En ek gaan kyk toe vir skrifte en ek begin skrifte ontdek wat alles in God se winkel is. En ek wil julle so 'n bietjie saam met my vat deur die rakke. En ek wil hierdie mees algemene voorbeeld wil ek gebruik vanmôre om 'n waarheid by u tuis te bring. Die Here Jesus het dit gedoen. Hy het nog 'n meer algemene voorbeeld gebruik, wat vandag nog in die kerk lewend is en van toepassing is. So dikwels julle hierdie brood eet, en hierdie beker, hy het 'n ete gebruik. So ek wil 'n shopping spree, wil ek vanmôre gebruik, om hier 'n waarheid aan u voete te kom lê. Waarheid kom lê hierdie alledaagse wandel van ons. Want ons stap in die winkels en oorlede tannie Cathy wat gesit het daar waar Jossie nou sit, was, ek gebruik die Afrikaanse woord, sy was 'n sakker vir 'n special. Soos u en ek.
Dit was absoluut uitverkoop aan specials. En as daar specials is, veral as die winter nou weggaan en die somer kom nader, so dit sê vir julle, ek ken julle, ek weet hoe julle is. Ek weet hoe julle is. En dan kyk ons, dan kry ons hier verskillende spesiale aanbiedinge. En dan sien jy, hier is een van die bestuurder se aanbeveling. Of as jy gaan kyk na 'n spyskaart, dan sien jy onderaan die spyskaart is daar nou the chef's choice. The chef's choice. En dan is jy op die chef's choice. Want wanneer jy gaan eet, dan eet jy mos goed. Nou staan ek in 'n winkel, dan sien ek hierdie klein seentjie wil hierdie groot pak lekkers hê van die rak af. Dan kyk hy sy ma so en hy huil en hy's ongelukkig met sy ma, want sy ma sê vir hom, jy kan nie die goed koop nie. Jy kan nie hierdie goed alles eet nie, en hy's ongelukkig en sy sê, ek slaat jou boude as jy nou verder skree hoor, jy kry end. Mense huil nie oor lekker goed nie. En nou raak sy erg. En hy sit daar, nou sien ek sy oogies. Sy wangetjies is klaarlike bolwangetjies. Maar hy wil die lekkertjies hê. En sy ma waag om vir hom te sê. Hy sit in die winkelkarretjie, sê vir hom, want jy is wat jy eet. En hy kyk daar so en ek kan sien hoe sê hy vir haar, ek sien jy het 'n mislike ongeskikte ou koei geëet. So moenie sommer net goed sê nie, né? Halleluja. Ek sien sy oogies, man, weet jy, julle moet, mense, kyk vir mense, en julle sien die mooiste van goud in die lewe raak. Nou ons gaan nou winkels toe, en kom ons lees, Jesaja 55. Ons lees Jesaja 55, en ons kyk wat sê die woord van die Here daar vir ons, die 13 verse. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie. This is in God's shop. God opened shop. Het 'n nuwe winkel oopgemaak. En die wat geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? En julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Nuig julle oor. Jy het jou oor gegooi in die offerande sakkie. Luister, nuig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. Nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van die Here, jou God en die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te finde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, my gedagtes is hier. My gedagtes as julle gedagtes. Want, hoor nou hier is nou vanmôre jou offerhande wat jy ingegooi het. Hier is nou vanmôre jou tiende wat jy gee, se belofte van God. Want soos die reën, verstaan mooi, dis 'n vaste instelling, soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarna heen nie terugkeer nie. Het jy al gesien het reën van onder af op? Nie eers as jy in 'n vliegtuig sit nie. En jy is bo die wolke nie. En daarheen nie terugkeer nie,
maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Wees verseker, liewe broer en suster, kosbare, dierbare, liewe kind van God, met hierdie oop harte, wat gee vir die Here, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en hemel sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n siprese opgaan, vir 'n dissel sal 'n mirteboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Mag hy vanoggend sy woord aan u harte seën. Amen. Kom ons stap in die winkel in. Kom ons gaan instap. Ons gaan instap. Jy kom in die winkel in en ek wil jou vat heel eerste in God se winkel volgens wat sy woord vir ons hier sê. Wil ons na die eerste rak toe gaan en dit is nie die rak met die specials nie. Dit is nie die rak met die specials nie, want jy sien, ons almal het eweveel geld wanneer ons in God se winkel instap. Ons het 2 ore, ons het 2 oë, ons het 'n tong en ons het 'n hart. En dis waarmee ons gaan betaal. Daarom sê hy, hoekom weeg julle geld af vir goed, wat nie geld kan koop nie. Nou stap ons in hierdie winkel in. En ons gaan kyk wat is op die rakke, en wanneer ons op die rakke stap, op die rakke kyk, dan sien ons is in die ry gemerk bo gesondheidskos. Dis nie waar daai klein seentjie wil wees nie. Want dis waar 'n verstandige mens wil wees. Verstandige mense wil wees in hierdie eerste ry waar die gesonde kos is. Gesonde kos in God se winkel. Hierdie gesonde kos sê hy vir ons in vers 2, hoe gesond dit is. Hy sê, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Gesonde kos op God se rak. Gesonde spys op God se rak. Maar daarvoor moet jy bereid wees om jou ore op te offer. Daarvoor kom jy en jy betaal met jou ore om te kan luister en te kan hoor wat God se woord vir jou sê. Om te kan hoor wat die skrif vir jou sê. Om te kan hoor wat die profeet vir jou sê. Om te kan hoor wat die teregwyser vir jou sê. Om te kan hoor wat die broeder sê. U en ek, my broeder en suster, stap daarin. En dit is wat vir ons dit gaan kos, is om te kan luister, en dit gaan ons laat wandel en ervaar, dat my siel hom in die vettigheid van die Here se guns sal kan versadig. As jy kan luister. Dis 'n bate om te zip en te kan luister. Halleluja. Dankie broer Ben. Ek waardeer dit. Dis 'n bate, ek wil dit weer sê. Dis 'n bate om te kan luister. Te kan luister en minder te praat. Die geuite gesegde is, die Here het ons 2 ore en 1 mond gegee. En wanneer ons instap, sê hy, luister na my, gee my jou ore, dan gaan jy van hierdie rak kan koop. Dis iets wat geld en kontant nie kan koop nie. Is 'n goeie paar ore wanneer die Gees van die Here met ons praat. Want dit is die Gees wat ons kom oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. En ons moet kan hoor wat die Gees van God vir ons sê. Daarom het ek vir u gesê vanmôre, kom ons stuur die sakkies deur. Wat is jy vanoggend bereid om in te gooi? Is jy bereid om jou ore in te gooi? As jy bereid is om dit te doen,
elkeen van u wat u ore ingegooi het vanmôre. U is die mense ook wat gaan hoor wat die Gees van die Here vir hulle sê. Julle sal hoor wat my Gees vir julle sê. Want God is die God wat nog met sy volk praat. God is die God wat nog met sy kerk praat. Wanneer ons in sy winkel instap, en ons stap by hierdie rak van gesonde voedsel verby, en dan staan die prys daaronder, het kos jou 'n oor, of het kos jou 2 ore, by God se gesonde voedselrak. En jy het dit by jou. Dis iets waarvan almal, groot en klein, belangrik en onbelangrik, het eweveel daarvan gekry. Hoor wat die woord van die Here vir u sê. Vers 2, ons kyk 'n bietjie verder af. In vers 6 is daar nog iets op hierdie rak. En hy sê op hierdie rak gesonde kos is lof en eer en aanbidding. En die prys daarvan is jou oë en jou tong. Die prys wat onder geskryf is oë en tong. Prys en lof en aanbidding. Want vers 6 sê vir ons, soek die Here. Soek die Here. Terwyl hy nog te vinde is. Terwyl hierdie winskopie nog aan die gang is. Soek die Here. Daar gaan 'n tyd kom, kind van God, wat hy glad nie meer maklik te vind sal wees nie. Daar gaan 'n tyd wees, kind van God, waar u en ek reeds weggeneem is van hierdie aarde af. As bruid weggeraap is en by die Here is. En in hierdie groot verdrukking, elke ene wat die Here soek, sal met sy lewe boet. En dit kos jou vanmôre net 'n oog en 'n tong. Soek hom, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Wat gaan dit my kos? Roep hom aan. Hoe roep ek hom aan? In lof en in aanbidding en in eerbied roep ek die Here aan, onder die leiding van musiek, geseënde sang, bied ek my lof aan die Here, en ek hef my hande op om God te loof. Ek wil vanmôre met u gepraat het oor 10 baie goeie redes, oor waarom nie u nie, waarom ek my hande na die Here toe sal ophef altyd. Want ek het die mandaat van God se woord om dit te kan doen. Ek het mandaat van God se woord. Ek sal miskien met u by 'n later geleentheid oor dit praat. Maar God se woord leer my, en hy het mandaat gegee en gesê, jy mag jou hande ophef na my toe, en uitbrei na my toe, en my lof en my eer besing. Ek mag dit doen. Die Here sê my, ek mag dit doen. En in hierdie rak vind ek, dit kos my net oë, en dit kos my net my mond. Nou het ek teen hierdie rak afgestap, want lof en aanbidding, eer en aanbidding. Here, laat die vrug van my lippe u welbehaaglik wees, want my lippe se vrug is die lofprysing wat in my hart gesetel is. Hoekom? Omdat ek 'n veranderde hart het. Ek het nie meer 'n verharde hart nie, maar ek het 'n veranderde een, want die hamer van die woord van God het gekom in hierdie harde hart, fyn geslaan, daar in 'n ou koshuiskamer in 1972 het hy my fyn geslaan by 'n klipharde klapperhaar matras en 'n klapperhaar kombers waar daar geskryf staan GG, government possession, government garage. Ek is nog steeds vandag 2 governments possessions, government 1 en government 2.
En die wat vir my sê, sies tog, kom sien my na die tyd. Halleluja. Is dit nie kosbaar nie? En ek vind op hierdie rak, vind ek hierdie dinge. Daar is 'n verdere ding. Vers 7 wat ek op hierdie rak gaan vind. Iets wat geld nie kan koop nie. Iets wat geld nie gaan koop nie. En dit gaan my hart kos. Ek kan betaal met my hart. En ek is baie seker dat elkeen van ons wat hier sit vanmôre het 'n hart. Gister het ek vir broer Kiewit Kotse in die hospitaal gaan kuier, kry ek sy vrou en sy dogter daar wat gister verjaar het, is nou die dogter nie die vrou nie, maar kry ek verby by hulle daar wat verjaar het en hulle werk so 'n bietjie aan Kiewit se pas aangeheer en so meer dis wonderlik wat die wetenskap alles kan doen, maar hy het nog sy hart. En jy sien ek reken elkeen van ons wat hier sit het nog elkeen 'n hart. En hier vind ons in vers 7, laat die goddelose, sommige van ons het ons hart ingegooi, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Laat hy hom tot die Here bekeer. Laat hy hom tot die Here bekeer. En hy stap in hierdie rak af in God se winkel, en ek sê, is dit wanneer hier op ons kerk staan, God shop. Iemand wat hier ingestap kom, gaan hy hierdie dinge hier te koop kry. En hier stap hy in hierdie rak af met die heilsame voedsel, met die gesonde kos. En hy sê, laat hy hom tot die Here bekeer, maar hy moet die woord hoor om tot geloof te kom, want geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die preding van die woord, wat die waarheid moet wees. Jy sien, want ons kan nie leuns aan mense verkondig nie, en hier stap hy in die rak af, hierdie man en hierdie vrou. En hulle vind hier by hierdie rak iets wat hulle begeer, gesonde voedsel. Ons besluit, dis 1 Januarie vir hulle. 1 Januarie. Nuwe jaarsvoorneme. Gaat hy in die rak af en hier kom hy. En hy sien hierdie 2 dinge. 3 dinge op die rak. Hy sien bekering. En hy sien barmhartigheid. Lees hy nog hier agter. Dan sal hy hom barmhartig wees. En tot onze God, hoekom? En hy vind vergifnis daar. Hy vind op hierdie rak van gesondheid, toe hy sy hart gee, toe vind hy gesonde kos. Hy vind barmhartigheid, hy vind vergifnis, halleluja, en hy vind bekering. Gesonde rak. Maar nou weet ek, vir sommiges van ons, is dit heeltemal te gesond. Ons weet ons is nie allemaal so lief, kos, heeltemal te gesond. Maar kom ons stap aan. Ek stap saam met jou na die tweede rak toe. Want jy sien, in ons harte is baie van ons mense, word baie keer, wil ons iets graag hê. Ek het dit gesien, ek het kantoor geskuif. Ek het my streekkantoor hier by die kerk kom maak, en my kerkkantoor by die kerk, toevallig, maar by die huis is nou my goed. Nou het ek 'n klomp goed gehad, wat ek nou net sommer laat gaan uit. En hy laat ook goed wat lang terug vir ons baie kosbaar was. En was nie goedkoop goed nie. Wat vir ons baie mooi was. Hierdie duwys het oor ons eie bed gelê. Ek het hom onder geslaap. Nou slaap julle teemaakster en nie wat julle skorrelgoed was wanneer julle ou mense saam by mekaar gekom het en so meer. Sy slaap onder hulle. Sy neem foto's. Dan stuur sy vir ons, sê kyk hoe mooi lyk my huis. Dan sê ek vir hulle, ek is so spyt ek het daai goed vir haar gegee. Ja. En dan kyk sy na die foto's, dan sê sy, maar is mos my goed wat daar staan. Dan sê ek, ja, maar ek het dit vir haar gegee. Ons het weer lekker in my huis vir 'n week. Maar van ons het mos hierdie geeharte, né? En ons is mos verkoopsmanne. Nee, broer John, nou stap ons na 'n rak toe, in God se winkel. Dis die tweede rak waar ons instap. Ons stap daarin met dinge wat ons kan verkoop. Dit maak vir my sin. Eerder as ek dan nou kan ietsie verpand, dis mos nou lekker. Maar kom ons kyk, wat is op hierdie rak? Wat is op hierdie rak alles? Nou, Spreuke 23, vers 23, sê hierdie is 'n rak. Koop waarheid.
moenie dit gaan verkoop nie. Koop waarheid en verkoop dit nie. Ook wysheid en tug en verstand. En al 4 hierdie dinge kan jy goedkoop verkoop as jy wil. Terwyl dit soveel waarde het. Want kom dat ek vir u sê, Jesus sê ek is die weg en die lewe. Jy en ek, my liewe broer en suster, mag die waarheid, die eerbaarheid van ons innerlike wese en bestaan, wat die Gees van God hier in ons binneste bewoon, mag ons nie die waarheid verkoop nie. Niemand kan niks teen die waarheid doen nie, maar wel vir die waarheid. En wanneer ons in die winkel instap, kan ons nie waarheid verkoop nie, want Jesus sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. My bestaan, my wese, sê Jesus, ek is die waarheid. En ek kan nie in die rak stap, waar hierdie dinge is, waar waarheid in is, en ons verpand dit, en ons verkoop dit vir 'n leuen nie. Wat praat ek van? 'n leuen in die prediking, 'n leuen in dit wie God nie is nie, 'n leuen in dit wat die woord van God nie sê nie. Daarom, liewe kind van die Here, is dit so belangrik, dat u en ek nie net Sondag op hierdie wit borde, al is hier 2 van hulle, dat dit belangrik is dat u en ek nie net op hierdie 2 wit borde die woord van God kom lees nie. Maak 'n deel van jou lewe, maak 'n deel van jou stap, deel van jou spraak, deel van jou opstaan, en jy sal in die waarheid van God se lig wandel. U en ek het nodig om te kyk na nog 1 of 2 hiervan. As iemand wysheid kort kom. Spreuke. En Spreuke 1 vers 3, wat vir ons hierdie gedeelte leer. Ek voeg dit by. Spreuke 1 vers 3. Wat met ons praat oor die wysheid, wat vir ons sê, en oor waarheid en kennis. Om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid. Wanneer ons hierdie deel lees, dan vind ons ook op hierdie rak tug. En iemand wat tugteloos lewe, is iemand met 'n losbandige lewe. Dis so. Iemand wat tugteloos lewe, is 'n losbandige lewe. En die Here sê, hy tugtig diegene wat hy waarlik liefhet. Tugtig diegene wat hy leer jou, hy vermaan jou. En die tug kan u en ek nie gaan verpand nie. Dis 'n geestelike, Bybelse, korrekte beginsel, wat goedkoop verkoop word, deur ware tug te wil verander na iets anders toe. Dis 'n goedkoop verkoop, en ek mag tug nie verkoop, sommer goedkoop nie. Jy sê vir my, maar hoe? En onmiddellik dink ons aan bakslaag kry as kinders. Die suster sit mooi op die media, sit sy, wie van julle het nog nooit in lettergrepe bakslaag gekry nie? Dit werk so, het jy nie ore gehad toe ek gepraat het nie? Leer jou,
Nou wil ek antwoord toe en ek sê, dis hoe ek my ritme gekry het. Het jy nie ore gekry toe ek gevra? Dit was ek. Dis hoe ek my ritme leer kry het. Want my ma was bietjie Italiaans en die Italianers is maar anders, jong. Hulle is maar anders. Maar jy sien, ons kan nie die tug, kan ons nie goedkoop verkoop nie. Dit kan nie. As ek in hierdie rak afstap en ek sien tug, dan kan ek hom nie goedkoop verpand nie. En dan verstand en beginsel, Here sê vir ons kan nie verstand, kan ons nie gaan verkoop nie. Met ander woorde, as hy met my praat, kan hy sê, wanneer jy jou verstand gebruik jou breins, gebruik jou verstand. Daar's baie dinge, wanneer God met u en my praat, sê hy vir ons, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Gebruik jou kop. Gebruik jou kop, ons is nie zombies nie. En ek kan nie verstand, sommer net gaan verpand nie. Ons het 'n laaste rak wat ons wil gaan, want ons is nou klaar, ons besluit ons wil niks verkoop nie, en hier kom ons nou by 'n rak, wat nou baie kneelam maak. Want ons sien toe, groot by hierdie rak staan daar geskryf, Manager's Choice. Manager's Choice. Nou weet ons, nou is ons in vir winskope. Manager's Choice. En hierdie rak het klere, en hierdie rak het 'n apteek. Die rak het 'n apteek, 'n pragtige apteek. En hy het klere. En dis waar ons wil wees. Want om mooi te lyk, moet ons gesond wees. En as ons gesond is, kan ons ook mooi lyk. Amen. En ons voel beter. En ons lyk beter. Want ons is gesond. En nou gaan ons na Openbaring 3 toe. En in Openbaring 3 vers 18 vind ons hierdie gedeelte. En hierdie is God's shop. Is die eienaar, it's the manager's choice, se rak waar ons stap. En sy keuse vir jou en vir my, wat hy sê, wat ek jou aanraai, jy kan by hierdie rakke verbykom, maar as jy by hierdie rak kom, gaan ek jou aanraai, kyk daar. Hy sê, ek raai jou aan. Dis my keuse. Dis my keuse vir jou, it's manager's choice, om van my te koop goud. Jy vind op hierdie rak goud, halleluja. Wat deur vuur is nie cheap klatergoud nie. Dis nie klatergoud wat niks werd is en betekenisloos is en net 'n rukkie blink en is weg en is waardeloos. Hy sê ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Sien jy wat is op hierdie rak? Dis my keuse. Ek raai jou aan, koop dit. Sodat jy kan ryk word. Jy gaan nie ryk word as jy hierdie ander dinge verkoop nie. As jy verstand verkoop, as jy tug verkoop. Jy gaan nie ryk word as jy waarheid en integriteit verkoop nie. Jy gaan nie. Hy sê maar hierdie rak, sodat jy ryk kan word. Hy sê nou omdat jy blink, raai ek jou aankoop van hierdie klere. En wit klere. Want jy sien dit pas by die goud wat jy is, vir die Here. Dit pas by die goud wat jy is. Daar die pragtige wit kleed van God se kinders wat hulle dra. Die kleed van geregtigheid. Ek het om my kleed van sonde en ongeregtigheid, het ek hom gegee, en hy het my geklee en beklee met sy geregtigheid. Hy sê ek raai jou aan, kom koop hierdie goud, dat jy jou kan aantrek. Hier's klere, hier is waardevolle dinge, dis my keuse vir jou. Dis my keuse, ek raai jou, dis 'n manager's choice, dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Daar gaan niks van jou uitsteek iewers wat jou gaan laat skaam kry, of in die verleentheid stel, of enige iemand anders in die verleentheid stel nie. Niemand gaan jou so op en af kyk en sê, gaan jy so? Ek sien hier's baie gewone mense in die kerk. Hy sê daar by die apteek stop jy. Sien jy die apteek afdeling?
Hy sê, daar salf om aan jou oë te smeer. My liewe kind, dat jy kan sien wie ek is. Ek is die manager. Ek is die eienaar van God se winkel. God het winkel oopgemaak. Is sy winkel oop vanoggend in hierdie kerk? As iemand hier instap in God se winkel, is dit wat hy gaan vind op die rakke. U is mede verantwoordelik daarvoor in die gemeente. En ek is klaar. Ek is klaar vanoggend. Maar kom ek wil ten slotte, terwyl ons oë sluit en ons hoofde buig, gaan ek vir jou die laaste gedeelte lees, Jesaja 55, dit wat ons nou gelees het. En jy sien, wanneer God se winkel betree word, en jy daar uitstap, stap jy uit met 'n waarborg. Alles wat jy by God se winkel kry, het 'n waarborg. Jesaja 55 vers 3. Hoor wat gaan dit vir u sê? Hy sê, neig julle oor en kom na my toe. Luister, julle siel sal lewe. En ek wil met julle 'n ewige waarborg aangaan. Jou waarborg wat jy kry, verstryk nie na 12 maande nie. Ek wil met jou 'n ewige waarborg sluit. En dit is die bestendige genadebewyse van Dawid. En weet jy wat is die waarborg wat hy met jou sluit? Hy gee as waarborg in jou sy Heilige Gees. 2 Korintiërs, die eerste hoofstuk vers 21 en vers 22. 2 Korintiërs, die eerste hoofstuk. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, jy's by die apteek, is God. Is God. Wat ons ook verseël het en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. Jy stap daar uit met 'n waarborg. Jy's deur God se winkel, jy het jou ore gegee, jy het jou oë gegee, jy het jou mond gegee en jy het jou hart gegee. En hy gee vir jou 'n ewige waarborg. En wie wil vanmôre dit hê? Wie wil dit vanmôre gaan koop? Wie wil vanmôre sê ek wil instap in hierdie winkel met ewigheidswaarde van God? Dis nou jou geleentheid. Jy voel jy was arm, jy voel jy was benoud, jy voel jy was aan die agterkant gewees toe daar geestelike uitnodigings gekom het. Maar vanmôre sê jy, Here, ek besef presies waar is ek. Ek weet in wiese winkelsentrum ek is. Ek weet in watter rak ek is. Ek weet waar is die winskoopies. Ek weet wat is die manager's choice. Ek weet waar is die apteek, ek weet waar is die klererak. En u beveel my dit aan. Ek wil dit hê. Hy gee jou sy Gees as onderpand. En die wat sê, ja Here, ek wil vanmôre, wil ek nooit staan net op die voete saam met my. Staan net op die voete, ek wil saam met u bid, terwyl ek self sê, Here, ek wil dit alles hê. Ek wil dit alles hê. En u het vanoggend die ore ingegooi, u het die oë ingegooi, u het die hart ingegooi, u het die mond ingegooi. En ons kom vanoggend om by u te koop verniet, Here. Op u aanbeveling. Maar dit wat ons het, wil ons gee. Ons ore, ons hart, ons oë, ons mond. En Here, ons wil ook vanoggend wil ons voor u staan en ons wil ons liggame aan u bied. Want u sê ons moet rein bewaard word na gees en na siel en na liggaam. Totdat Jesus kom. En nou sê ons vir u dankie dat u ons oë gesond maak. Elke ene van ons wat staan soos ek self, Here, wil ek vra dat u my oë nog meer sal oopmaak, dat ek kan sien wat die goeie, die welgevallige en die aangename wil van God vir ons lewens is.
Ek vereer u vanoggend dat u so aan elkeen toebedeel, want u gee u woord bevel en soos die reën nie terugkeer na die hemel toe en die dou nie terugkeer na die hemel toe nie, maar dat daar soos daar saad op elke uitstorting hiervan is en soos dit, Here, u woord nie na u toe sal leeg terugkeer nie. Neem ons dit vanmôre sonder twyfel in volle geloof in Jesus naam. Amen.